Welkom aan al die kykers by hierdie uitsending van Praag TV. My onderwerp hiermee is die huidige krisis wat in ons land heers rondom geweld. Almal praat daarvan, die koerante skryf daaroor. Ons het nou sopas 'n opname gehad op die Praag webwerf op praag.co.za en ons vraag aan ons lesers was, is daar tans 'n volksmoord teen blankes in Suid-Afrika? En nie 60% nie, nie 70% nie 80% nie, maar soveel as 95% van mense het geantwoord ja op daardie vraag. Met ander woorde, 95% van ons lesers glo daar vind tans 'n blanke volksmoord in Suid-Afrika plaas. Maar die vraag is nou, wat doen ons daaraan? Dit lyk vir my asof daar 'n soort verlamming onder mense heers. Daar word net verder in koerante daaroor geskryf. Ons het gesien, daar was onlangs die hele polemiek tussen Steve Hofmeyr en 'n liberale Engelssprekende joernalis by name Nkama Brody. En Brody het beweer dat daar eintlik nie werklik iets skort in Suid-Afrika nie, dat ons nou maar net so 'n klein bietjie erge misdaad in die land het, maar daar is nie werklik iets om oor bekommerd te wees nie. Terwyl Steve, dink ek, wou meer die teenoorgestelde standpunt neem, dat daar tog 'n geweldige probleem is, dat daar wel 'n krisis rondom geweld en misdaad in ons land heers. Nou wat vir my persoonlik betref, vind ek die vlakke van geweld geheel en al onaanvaarbaar. Ek wil hê jy moet daardie woord miskien vir jouself herhaal, onaanvaarbaar. Hoe kan ons aanvaar dat in hierdie maand, hierdie pas afgelope Junie maand byvoorbeeld, tot omtrent die 27ste was daar iets soos 94 slagoffers van geweld waarvan ons weet. Daar was 48 aanvalle. 13 mense is vermoor, 2 is verkragt waarvan ons weet, en daar is 15 plaasaanvalle gewees. Nou dit alles, ek het ook onlangs daaroor geskryf en verwys na die normalisering van geweld, na hierdie volksmoord wat in ons land besig is om plaas te vind. Ons normaliseer dit, ons beskou dit eenvoudig net as normaal. En ek dink 'n mens kan enige iets normaliseer. 'n Mens kan oorlog normaliseer. Tydens die Tweede Wêreldoorlog het mense daaraan gewoond geraak dat daar elke dag kartetse rondom jou huis val, dat jy kort, as die sirene afgaan, moet jy in die kelder van jou woning gaan skuil saam met jou gesin, dat jy kos en water moet opgaar vir wanneer infrastruktuur opgeblaas word en so meer. Maar ons land is nie veronderstel om in 'n oorlogssituasie te wees nie. Ons is veronderstel om in 'n vreedsame tydvak, die sogenaamde post-apartheids tydvak te leef. Daar is veronderstel om liberale demokrasie en menseregte in ons land te wees, maar terselfdertyd ervaar ons week na week en maand na maand hierdie intense vlakke van geweld wat totaal en al onaanvaarbaar is. Nou wat kan ons daaromtrent doen? Nou ek voel gereed om by my huis uit te storm of hier uit te storm en eenvoudig net in 'n bakkie deur die straat uit te begin ry en mense op te kommandeer om iets daaraan te doen. Maar ek aanvaar dat die gemiddelde persoon daar buite, gegee die graad van breinspoeling en van hierdie normaliseringsproses wat daar aan die gang is, dat hy gaan dit nie doen nie. Hy gaan wag vir Saterdag se rugbywedstryd, of hy gaan homself bekommer daaroor of hy môre betyds by die werk gaan opdaag en so meer. So die punt, myns insiens, om by te begin is by bewusmaking. Ons by Praag is besig met 'n proses van bewusmaking. Ons berig oor hierdie geweld, nie op 'n ekstreme en so sensasionele wyse nie, want ek dink die sensasie kan mense ook afstomp daarteen, maar op 'n beredeneerde
en 'n ernstige wyse om mense regtig onder die indruk daarvan te bring dat hier 'n krisis situasie ontstaan het en tans voortduur en ons sal een of ander tyd iets daaraan moet begin doen. Ek wil veral 'n beroep op elkeen doen om waaksaam te wees. Ek dink nie mense kan meer saans uitgaan nie. Ek dink oral waar 'n mens gaan, veral op verlate plekke of as jy nie tussen ander mense is nie, as daar nie wagte in die omgewing is nie, veral op plase en kleinhuwes en plekke waar van hierdie booswigte maklik kan toeslaan, daar moet mense gedurig bewus daarvan wees dat hulle in 'n gevaarsituasie lewe. Ons moet persoonlik bewus wees, maar ons moet ook via die media en internet en die oorseese media moet ons mense bewus maak van wat in ons land aangaan op die oomblik. Want hier en daar sien ons dat byvoorbeeld tydens die Oscar Pistorius hofsaak het mense oorsee bewus daarvan geraak skielik dat daar 'n geweldstoestand in Suid-Afrika heers, maar afgesien van hierdie soort insidente waar daar intense oorseese media aandag skielik op ons val of die soeklig op ons val, gaan die res van die tyd maar net eenvoudig verby en al word oor sport en politiek en ander kwessies berig sonder dat hierdie krisissituasie in ons land belig word. Ek meen 'n klein groepie van ons kan hierdie situasie verander. As ons daaraan dink dat 'n baie klein groepie mense het hierdie huidige bestel tot stand gebring. Nou onlangs het ek weer opgelees oor Joe Slovo en Ronnie Kasrils, twee kommunistiese oortuigde marxiste wat eenvoudig die wilsbesluit geneem het dat hulle gaan die huidige bewind omverwerp en hulle gaan die mag oorneem en hulle het dit gedoen. Nou ons wil nie 'n staatsgreep pleeg nie, ons wil nie oorlog maak nie, maar ons wil eenvoudig net veiligheid in die eerste instansie vir onsself en vir ons kinders en ons gesinne bewerkstellig. En dit is die eerste ding waaraan ons moet begin werk en wat ons moet regkry. En dit begin by hierdie bewusmakingsproses. Jy het al die middele om ander rondom u bewus te maak. Ons het Facebook, Twitter, nuwe media, briewe in die koerante, jy kan selfs begin pamflette uitdeel by die skool of by die kerk, jy kan sorg dat daar aankondigings gedoen word, maar ons moet mekaar bewus maak van die krisis en dat dit onaanvaarbaar is. Ek vertrou, as jy net 50% so sterk daaroor voel soos ek, dat jy môre gaan uitgaan en met hierdie bewusmakingsproses sal begin. Baie dankie.